Shabbat Shalom. En Shabbat Shalom. Maar as ek saam met julle Shabbat Shalom sê ek vir jou Chag Shavuot Sameach. Ons is in die periode van Shavuot. Afhangend van hoe jy tel en wat jy sien, is vandag die tweede dag van Shavuot. Dit is wat gebeur in die diaspora. Maar hierdie is ook 'n gewone Shabbat vir my en vir jou. En ons het gekies om hierdie jaar 'n bespreking te doen oor Shavuot. Want daar's aspekte van Shavuot wat ek en jy moet verstaan, wat ons moet uitleef. En julle sal sien, ons het nogal 'n redelike stukkie gelees daar uit Masai of Handelinge 2 uit, en daar's goed wat ons gaan uitlig. Daar's interessanthede wat gaan uitkom. Ek moet sê, kom ons verstaan net reg van die begin af, nie almal werk op dieselfde datum nie. Daar's diegene wat die sal begin tel, soos wat ons vir julle gaan wys uit die kalender uit, soos wat ons hom daar het. Dis 'n mooi prentjie wat ons netjie vir julle saamgestel het. En dit het jou gebring by die aand van die 21ste, wat donderdag aand was, wat die eerste aand van Shavuot was. Die wat begin tel na die weeklikse Shabbat, se Shavuot sal wees môre op die Sondag, en dan is daar diegene wat die Henoch kalender volg, en dit kan enigiets wees van die 31ste Mei, die 8ste Junie en of die 15de Junie, afhangende van hoe hulle dit saamstel. Die feit van die saak is, hoekom noem ek dit? Maar nou is verteenwoordigers van al drie groepe by ons in hierdie groep. Elkeen het sy siening, en weet jy wat, ons het net doodeenvoudig die standpunt gehuldig, soos wat ons altyd doen. Ons gaan nie met jou argumenteer oor die uitspraak van die Vader se naam nie, en ons gaan ook nie met jou argumenteer oor die kalender, oor die kalender issues nie. Wat ek wel gaan doen is, ek gaan vir sekere goed uitlig vandag, wat ek opgetel het. Jy kan maar weet, ons het intensiewe studies gedoen om hierdie lering vandag te kan bring. Ek dink ons het tussen 2 en 3 leringe per dag gedoen met mekaar, ontdek iets, praat daaroor, drink koffie, werk hom weer 'n slag deur, praat daaroor, kyk wat kan ons doen. Want dit is vir ons belangrik, dat wat ons ook al vir julle oordra, iets is wat ons gaan glo. So, dit is net dat jy kan weet. So daar gaan hierdie verskillende sieninge wees, en die hele punt is net, jy weet, as jy dalk 'n ander kalender volg, gesê, geen rede om fellowship te breek nie. Volgende week gaan ons weer aan met Parasha Nassau, en dan gaan ons weer aan met ons gewone leessiklus, wat ons doen in samewerking met Israel in ieder geval. So, weer eens, soos ek sê, dis Shabbat Shalom vir jou. As jy dan nou nog by die laaste dae van die tel van die omer is, dan sê ons vir jou, wanneer jy dit ook al hou, Chag Shavuot Sameach. So, ons vra weer eens, nee, as ons net kan vra dat, Vader, ons kom voor U in die naam van ons Messias, Yeshua, en ons wil regtig waar nie ons eie woorde spreek nie. Ons vra dat U die een sal wees wat deur U Ruach ons gaan oortuig, dat U die een is wat deur die Ruach ons oë sal open, en dat U die een is wat ons sal lei in alle waarheid. En ons vra dit in die naam van ons Messias, Yeshua. Nou, hierdie prentjie gaan ek laat my vrou net eers vir julle 'n bietjie verduidelik, want sy het hom geskep, en dit is so insiggewend. Wel, ja, ek dink daar's 'n paar dinge wat ons moet van kennis neem in hierdie prentjie. As julle sou opgelet het, dit wat Chris vir julle uitgewys het in die lees van die Brit Hadashah gedeelte, is dat ons is geleer dat die uitstorting in die bovertrek plaasgevind het, maar dit het nie. Dit het in die tempel, in die byt, in die huis gedeelte, met ander woorde in die tempel plaasgevind, want dit was Shavuot. So,
Daar is 'n eerste korreksie wat aangebring moet word in ons denkpatroon. En dan dink ek die tweede ding wat ons moet kennis neem van is dat daar was duisende gewees teenwoordig, maar nie almal was met die ruach gevul nie. 'n Mens het hierdie prentjie van almal was gevul, nee, net daar was baie gevul, maar nie almal was gevul nie. En dan wanneer ons gaan daaroor praat, as ons praat oor die tale wat gepraat is, dan moet jy ook kennis neem van, en ons gaan die prentjie wys ook, maar hou net hierdie hele beeld in jou gedagtenis van, daar's 3 punte wat 'n prentjie sal uitwys vorentoe van waar die Sanhedrin vertoef het. So die Sanhedrin was teenwoordig gewees. Hulle het alles gehoor en alles gesien wat hier gebeur het. So hulle het gehoor in die tale wat gespreek is, soos wat ons gelees het ook. Alhoewel dit nie spesifiek genoem het van die Sanhedrin nie, maar dit is 'n afleiding wat jy kan maak. Dis 'n connect the dots wat jy kan maak, want hulle was daar teenwoordig, hulle was in hierdie tempel gewees, hulle het in hulle taal, want 70 het hulle verteenwoordig die nasies, dit was 70 Sanhedrin lede. Die vereiste was dat hulle 70 tale moes praat. En 70 tale is daarin gepraat met hierdie uitstorting, want almal het in sy eie taal gehoor wat is gepraat. Ons gaan kyk wat is gepraat en wat het hulle gehoor. So, ek wil sê, stay tuned. En kom ons kyk wat kom hier uit. Ons gaan definitief 'n bietjie tyd vat om hierdie goeters te verduidelik. As dit langer gaan vat, ons gaan ons nie vandag laat terughou met tyd nie, want dis ongelukkig nie iets wat jy sommer net kan aframmel nie, en ek wil ook nie gejaag wees nie. Ek wil sekere aspekte wil ek regtig beklemtoon en ons moet daaroor praat en dan gaan ons kyk hoe vat ons dit verder. Nou, ek kan vir jou verseker, ek het heelwat studies gedoen en onder andere het ek hierdie gekry by een van die teachers wat ek seker goed gaan ondersoek het, juis met die idee om te probeer bepaal van wanneer af word die omer getel sodat jy by die regte datum van Shavuot kan uitkom. En hy het nogal die klem gelê daarop dat, weet jy wat, jy is gered van, dis nou by Pesach, sodat jy by Shavuot toegerus kan word vir. Baie belangrike punt. En ek moet jou sê, ek het verskillende leraars na gekyk en jy weet, weer eens, ek gaan kyk wat sê hulle en dan kyk ek of ek daarmee saamstem. Ek gaan kyk regtig waar of die Ruach my praat daaroor, is dit wat ek moet doen, en jy kan maar weet, ons het 'n paar keer deur hierdie goed gewerk, voordat ons by hierdie aanbieding uitgekom het. So, ek gaan dan nou werklik waar hierdie aanbieding begin met 2 vrae. Iets wat ek wil hê dat jy dit as 'n oorweging vir jouself sal voorhou, want jy moet onthou, dis 'n persoonlike vraag. Waarvan is jy gered? Waarvan en waarvandaan is jy gered? Neem daai oomblik, dink daaroor, wat was jou lewe voordat jy die Elohim, die God van Israel, ontmoet het? Waarvan is jy gered? Waarvan is jy verlos? Jy moet ook onthou, dat dit is nie net individueel nie, dit is ook korporatief. So waarvan is ek as 'n individu gered, en waarvan is ons, as 'n korporatiewe groep, is ons gered? Jy moet dit so sien. Maar hier kom die tweede vraag, en hy is nou nogal so 'n bietjie moeilik. Om welke rede is jy verlos? Om welke rede is jy gered? Want hier is die ding. Elkeen van ons kan baie maklik die eerste vraag kan ons beantwoord. Ons weet waarvandaan Jahwe ons gaan haal het. Ons weet dit. Maar baie van ons het nog nie ernstig met die tweede ene geworstel nie. En Shavuot, hierdie fees waarvan ons vandag van praat, ons beoog om nou juis daai vraag te beantwoord. So bly hierdie volgende kom ons sê dit gaan 'n uur en 'n half wees, bly by ons terwyl ons hierdie ondersoek doen en na antwoorde soek. Maak jou aantekeninge. Weereens op jou skerm. Jy is verlos van Egipte. Om wat te doen?
Die Hebreëus mima noshati, lema noshati, né? So, hier sien jy dit. Jy is verlos van om wat te kan doen, of sodat jy kan. Kom ons kyk. Ek wil vir jou sê, as jy net een kan ken, dan ken jy net letterlik 'n halwe teologie. Jy moet die volle storie moet jy kan kry. Nou ek wil net eers hierdie vir jou gee, dat jy dit net my so vat, want ek wil vir jou 2 goed wys wat ek het. Hierdie is my 2 boekstutte. Ek gaan dit nou vir jou so wys. Jy kan sien uit die platkant daar en daar, né? Staan so tussen hulle is daar 'n klomp boeke wat hulle regop hou, wat hulle staande hou, en ek gaan hierdie goed neersit want hulle is nou nogal 'n bietjie swaar. Maar toe ek hulle nou vanmôre daar van my rak afhaal en ek vat die een weg, toe gly al die ander boeke sommer weet weg. Hoekom is hierdie prentjie vir ons belangrik? Ons stitte is aan die een kant Pesach, aan die ander kant is hy Shavuot. So kom ons kleer nou vandag bietjie net hierdie prentjie in. Ek en jy het nodig om baie mooi te verstaan, want Shavuot is gekoppel aan Pesach. Ons begin met iets baie basies, want of jy dit wil glo of nie wil glo nie, daar's baie mense in die Messiaanse of die Torah en afvolgende gemeenskappe wat nie weet dat hierdie fees het heelwat name nie. So op jou skerm het jy 5 name. En die eerste ene daarvan, dan praat hy van die fees van weke. Chag Shavuot. In werklikheid, né, wanneer ons mekaar na Shabbat toewens, Shavuot Tov, dan sê ons, mag jy 'n goeie 7 hê. Dis eintlik wat jy sê. Mag jy 'n goeie 7 dae hê. Dis dieselfde Maar ding. dis 7 weke. Ja. So jy kan nou sien dat hierdie fees kry nou, ek het nou moet net gou een teruggaan. Nee, ekskuus my. Ek het nou die stokker vanmôre hier in my hand, want ek wil sekere goeters uitlig. Normaalweg is dit my vrou wat al hierdie goed baie goed kan doen. Goed. So weer eens, so ons sê hierdie fees kry sy naam van 7 volledige weke, 49 dae wat vanaf Pesach getel word. En ek wil die woord voltooi wil ek hierso beklemtoon. Die teks sê tamim weke, volle of heel of onberisplike volledige woorde. Dit moet die telling wat jy gaan maak, dit moet doelbewus en volledig wees. Dis wat hy vir jou gaan gee. Dan het jy die dag van eerste vrugte. Dis die koringoesoffer ook wat hy vir jou van gaan vertel. Nou ek moet vir jou sê, daar is verskeie eerste vrugte geleenthede deur die jaar. En die eerste van hulle is die garsoes by die Pesach. Die eerste vrugte van die koringoes by Shavuot. En die eerste vrugte van die druiwe en die vrugteoes by Sukkot. Nou hier gaan jy sien is daar 'n foto en jy kan sien daar agter staan ek en ek is besig om op die rekenaar iets voor te lees en hier voor is my vrou besig om 'n bord met vrugte in, sy besig om opgelig te hou. Ek wil vir julle sê hierdie prentjie vat ons terug na 2019 toe. Dit was Shavuot gewees. Ek onthou ons het dit op 'n Sondag gedoen. Ek onthou dit. En hier het ons die mense dit geleer om die 2 brode te vat en voor Vader te wys. As 'n kleuterrepetisie. Verstaan? As 'n kleuterrepetisie, dis wat ons probeer doen het. En dan het ons ook daardie bord het ons gevat en ons het dit aangegee vir mense gegee om te beweeg voor Vader se aangesig. So dit was die een by Shavuot, wat baie interessant is daarvan, van hierdie prentjie vir ons persoonlik, is, onthou net, dis die gee van die Torah, dit is die ketubah, wat Vader vir ons gee. Ek kan vir jou sê, ek dink dit was 7 dae vanaf daardie gebeurtenis daar, dat Vader vir ons 2 persoonlik opdrag gegee het om te begin kyk na trouvenues, en dit is presies wat gebeur het, en hy het dit bietjie verder van daar af gevat. So hierdie en my waar te sê, ons was ook op daai stadium besig met 'n Danielsvas. En so ons is regtig besig om te probeer om geestelik
die korrekte ding voor Jahwe te doen, sodat hy ons die leiding kan gee van wat is ons twee se pad vorentoe. So hierdie het ek ingesit net dat jy kan weet werklik waar dit het 'n uitwerking, 'n fisiese uitwerking en 'n geestelike uitwerking op ons al twee gehad, waar Vader ons vorentoe gevat het en ons 'n paar maande later getroud is en hy ons geskuif het na Jeffreys Bay, toe is almal die getuienis dan nou ook ken. Maar weer eens, ek kan vir jou dit sê, hoekom noem ek dit? Want jy moet in beweging kom, dis deel van Shavuot, jy beweeg van Pesach af na Shavuot, beweging is baie belangrik, uitvoering van geloof, verg 'n stap wat jy moet neem, 'n bewegingsaksie, en dis wat ons gedoen het daar, en as ek vir jou moet vertel, en dit kan ons op 'n later geleentheid doen, dan sê ek nou vir jou, nadat ons hierdie gedoen het, het verskeie dinge in ons lewe plaasgevind. So, dit was 'n kragtige Shavuot vir die twee van ons. Goed, ek wil nou teruggaan net gou-gou na een van die ouens wie ek gaan kyk het hierdie week, om te bepaal wat is die datum van die fees en meer inligting te kry, was 'n kerel met die naam van Andrew Gabriel Roth, wat baie kyk na die Arameese skrifte, en hy het selfs ook die Aramaic English New Testament het hy geskryf, baie daaruit geleer. Hy maak 'n baie mooi punt uit die materiaal wat ek daar by hom bestudeer het, en dit is, hierdie 3 oesfeeste stem direk ooreen met die 3 pelgrimsfeeste, Pesach, Shavuot en Sukkot. Al die ander is vakansiedae, maar hierdie is feesdae. Tydens die feesdae, dan doen jy die fees van die eerstelinge ook. Dit was net vir my nogal regtig 'n openbaring van, ja, ons weet daar was 'n dag genoem, die eerstelinge, maar of first fruits, né? Yom Bikurim. Ja. Maar dat daar eintlik 3 Yom Bikurims is, as jy dit dan nou so kan sê, want daar is 3 eerstelinge wat gebring word. En hierdie ene by Shavuot, dit wys vir ons op die voltooiing van die graanoes. Onthou by Pesach was dit die garsoes gewees en hulle het die brode gewyf voor Jahwe op daai Yom Bikurim. Op hierdie Yom Bikurim wat saam met Shavuot val, dan doen hulle die wyf van die brode van die koring, wat van die koring gemaak is. Dit wys die koringoes is dan nou in. Goed, so die derde naam wat hierdie fees het, is Atzeret. Dit is soos 'n sluiting, 'n afsluitingsvergadering. Hy sê letterlik, weet jy, die tweede boekstuk het nou in plek gekom, Pesach is nou behoorlik voltooi. So dit is soos 'n afsluitingsfunksie van die Pesach seisoen. En dit is baie belangrik, en ek en jy moet hierna toe terugkom, want jy kan nie Handelinge 2 skei van Pesach, waar Yeshua aan die folterpaal gesterf, begrawe is en weer opgestaan het. Dit is een storie daai. Net so is hierdie een storie. En dan het jy natuurlik die vierde fees wat gaan kom, wat genoem word Pinkster, veral in die Grieks, dan sal hy nou vir jou sê Pentekoste, of selfs ek dink die Aramees het ook so 'n soortgelyke woord wat klink soos Pentekoste. Wat beteken die 50ste dag? 50 dae na Pesach. Wat ek wel ook opgetel het, is dat daar was 'n geskiedskrywer, Josephus. Hy is erken, hy is bevestig, wat ook al, hy was 'n fariseer. En hy was 'n fariseer en daar was priesters en konings aan beide kante van sy familie wat afgestam het, en hy was 'n ooggetuie van hoe Israel hierdie kalender gehou het. So hy gebruik onder andere die Arameese term, wat sê Asarta, wat 50 in Hebreëus beteken, en die Griekse Pinkster, wat dan ook na hierdie woord verwys. Josephus is baie belangrik, en ons gaan oor 'n paar minute ook weer na hom toe terugkom, en dan natuurlik die 5de naam vir hierdie fees is Matan HaTorah, die gee van die Torah. Dis die naam wat alles ontsluit, want toe Jahwe op Sinai neergedaal het, en hy daai 10 woorde gespreek het tot sy volk Israel, het dit op die 50ste dag na die uittog van Mitzrayim of Egipte gebeur. So Shavuot is Torah dag,
En as jy in die kerk groot gedink het en groot geword het en gedink het dat Pinkster gaan net oor in tale praat, wel, dan het jy 'n drasties onvolledige prentjie gekry. So, is eintlik Gag Matan Toratenu, the festival of the giving of our Torah. As jy dit meer Hebreëus wil hê as dit. So kyk dan net na hierdie twee blokkies, want ons praat hier van twee dele van dieselfde deurslaggewende gebeurtenis. Ek het vir jou die boekstuk as 'n voorbeeld gegee, en ek sê vir jou, as jy na daai struktuur gaan kyk, dan kan jy dalk 'n beter prentjie kry oor hierdie twee feeste. Dit is beslis nie twee afsonderlike dae wat toevallig naby mekaar op hierdie kalender is nie. Dis die twee helftes van 'n verlossingstaal. Jy gaan nie Shavuot verstaan sonder Pesach nie, en Pesach sonder Shavuot is, as ek nou 'n bouers analogie kan gebruik, dan is dit 'n fundament sonder 'n huis. So, iets wat ek by een van hierdie leraars, na wie ek gekyk het, geleer het, en hy stel dit so briljant. Hy sê, jy's so opgewonde oor waarvandaan jy kom en waarvan jou gered het, maar jy stop nooit om die vraag te vra, waarvoor is ek gered nie? Wat is die plan van Jahweh wat hy het, wat dit vir hom die moeite werd maak, om my van daai lewe in Mitzrayim te verlos, met sy kragtige hand? Nou goed, kom ons kyk. Hy verlos my deur die bloed op die deurposte. Dan, so jy sien, as gevolg daarvan, het ek van die dood na die lewe oorgegaan. Dan gaan ons kyk na die liggaam van die lam, want die lam moes ek eet, en ek moes dit inneem, so ek kry krag om dit uit te wandel, uit te loop, en ek word bevry van slawerny. Ek stap daai 50 dae na Shavuot, en ek word verlos vir iets, vir 'n rede, om iets te kan doen, sodat ek iets kan doen. Kan jy sien? Die verskil is nou net, nou word die Torah geskryf op my hart, en ons gaan dit nou mooi vir jou verduidelik. Dan sal jy sien, die Ruach HaKodesh word uitgestort, en een van die dinge wat vir jou 'n uitvloeisel daarvan gaan wees, is dat jy gaan vir jou leer ken in die kleinste detail tot die grootste daarvan. En jy gaan ook krag ontvang om te wandel in dit in dit waarin jy losgelaat word of vrygelaat word of voor vrygemaak is. Dis waarvoor jy krag nodig gaan hê. Goed, so weer eens, die linkerbokkie, ek het nou vir baie mooi dit daar verduidelik, né? So jy moet verstaan dat die eerste gedeelte gaan oor jou verlossing. Jy kan nie jou hele lewe lank net by die rand van die see staan en dit vier dat jy is deur die Rooi See, ek is deur die Rooi See nie. Jy kan nie dit doen nie. Die vraag is, waarna toe gaan jy? En dis wat die regterblokkie vir jou dan nou gaan beantwoord, né? Jy is gered vir Torah wat op jou hart geskryf gaan word. Jy is gered vir die Ruach HaKodesh. Jy is gered omdat jy jou Elohim ken. Jy is gespaar vir werke wat die koninkryk gaan uitbou. En die 50 dae is hulle, dis die reis, dis die wildernis, dis 'n doelbewuste dag tot dag verwydering van Mitzrayim uit jou stelsel uit, sodat jy Sinaï kan ontvang. Ek sê nog met my, ek glo jy is. Ek wil net iets vir jou uitlig, en ons het net in die begin daarvan gepraat. Ek wil net noem dat Shavuot het nie sy eie vaste datum op die Hebreëse kalender nie. Elke ander fees het 'n vaste datum. Yom Teruah is die 1ste van Tishri. Yom Kippur is die 10de van Tishri. Sukkot begin op die 15de van Tishri. Maar Shavuot is aan Pesach gekoppel. Dit word bepaal deur 50 dae wat getel word. Hulle is, soos ek sê, dis 'n pakket. Is 'n een pakket deal wat jy kry. Dis twee helftes van een belangrike deurslaggewende gebeurtenis wat Jahweh vir my en vir jou bring. So hierdie telling, luister baie mooi wat ek hier vir jou sê. Die telling herinner ons aan die belangrike verband tussen Pesach en Shavuot. Pesach het ons fisies van slawerny bevry, maar die gee van die Torah op Shavuot het ons geestelik verlos van ons slawerny aan afgoderry.
Nou net nog weer terug na die Pesach toe, jy is gered van, né, die bloed en die liggaam moet ons net gou-gou vir mekaar sê, wat verklaar hierdie ding dan nou eintlik vir ons? En hy doen eintlik twee dinge. Die bloed na buite, né? Ons sê ja, kom ek wys vir jou die bloed in die liggaam. Kom, hy sê Jehovah sê vir ons, wanneer ek die bloed sien, sal ek oorgaan. Maar dan moet jy ook net in gedagte hou, hulle het die liggaam binne in die huis geëet. So hy sien die bloed, maar jy moet die liggaam moet jy eet, dat jy moet dit internaliseer. Dan die bloed wat aan die deurpos dan nou aangebring was van buite af sigbaar vir een toeskouer. Vir een enkele toeskouer was daardie bloed aangebring. Hoekom sê ek so? Ek sê so vir die dood eenvoudige rede dat die mense wat die bloed moes sien was binne in die huis, so hulle kon dit nie sien nie. Dis Jehovah wat sê, wanneer ek die bloed sien, ek is die enigste toeskouer van daardie bloed, dan sê ek vir jou, as ek dit sien, dan sal ek oor jou gaan. So hy wat Jehovah is, hy is daardie toeskouer. So dit is die werklikheid, dis die teken vir die skepper, dis wat hy doen, is 'n objektiewe eksterne werklikheid van versoening wat hier plaasvind, né? Dit maak dat jou optree, dis nie iets wat jy produseer of hoe jy daaromtrent voel nie, die bloed dra jou van die dood na die lewe oor, daardie werk behoort aan jou. Maar jy sal ook sien, soos ek vir jou sê, ek dink hierdie gaan die liggaam van die lam, kom ek praat net oor die liggaam van die lam. Die gehoor van die liggaam was weer binne in die huis. Die skare wat dit gesien het, wat dit gedoen het, daar was ten minste 10 mense, want 10 mense moes aan een lammetjie eet. Daai lam se liggaam is verteer, dit het deel van hulle geword. Die opdrag was die volgende, né? Want hulle het krag nodig vir daai reis wat hulle nou op die punt gestaan het om te moet begin. Eet dit haastig, met jou sandale aan jou voete en jou staf in jou hand. So die liggaam het hulle versterk om uit te stap, en hier is die patroon. Die bloed handel met jou verlede, die dood word oorgeslaan, maar die liggaam hanteer jou toekoms, jy het krag nodig om vorentoe te beweeg. En let mooi op wat Yeshua doen by die laaste Pesach Seder met die Talmudim, dan sê hy vir hulle, hierdie beker, dit is my bloed van die hernieuwde verbond. Sprinkel hy dit op hulle, soos wat Moses die bloed op die mense by Sinaï gestrooi het? Nee, hy sê, drink dit, internaliseer dit, hierdie verbond word nou intern. So, hierdie is my die punt waarop jy moet agslaan. Hy doen dit nie hier per ongeluk nie, hy doen dit doelbewus. So, Yeshua vervul tegelijkertyd die Pesach, maar dan vat hy dit en hy wys vir jou vorentoe wat Shavuot uiteindelik gaan voltooi. Dat die Torah nie net op kliptablette geskryf is nie, maar dat dit op die tablette van die menslike hart geskryf is. Nou gaan ek gou vir jou hier 'n diagram wys, wat baie belangrik is, en jy moet hierdie prentjie tog baie goed verstaan. Ons het baie ure spandeer, Marik het baie ure spandeer om hierdie ding reg te kry, om seker goed vir ons gewys te kry, maar die lank en die kort van die hele storie is dit. En die rede hoekom ek dit doen, en hoekom ek daarop klem lê, is op die dag van die kruisiging, van die foltering, van die teregstelling van Yeshua, hy is hy in die graf in. 3 dae, 3 nagte, gaan beteken dat hy uit die dood uit opgewek is, op die laaste teen net voor die aanbreek van die Sondag. Met ander woorde, hy het opgestaan hy is opgewek uit die dood uit, die resurrection het plaasgevind op Shabbat, né? Op 'n normale Shabbat. Dis bitter belangrik dat jy hierdie kan verstaan, want ek het hierdie week na 'n leraar gekyk, wat in 'n kamera inkyk en autoritair met groot gesag vir my wil verklaar, dis Resurrection Sunday. En daar is nie 'n ding soos 'n Resurrection Sunday nie, want daar is dood eenvoudig net 'n klomp aannames wat vir jou sê dat dat Yeshua opgewek is uit die dood uit op Sondag, en daarom erken almal nou Sondag as die Shabbat, of wat dit ook al is wat die Christendom uitgedink het rondom dit. Ek wil hê dat jy moet vir jouself daai saak kan uitmaak, want al wat jy kry, wat gaan gebeur, en ek gaan dit nou vir jou op die ander skyfie wys, is dat op die eerste dag
die Sondag, het Maria Magdalena by die graf gekom. En sy het gesien dat daar 'n liggaam, bewonder, nou was die klip weggerol. 'n Groot klip wat hoeveel mans nie kan wegrol nie, maar dit is weggerol. Sy kyk daar en sy sien hierdie liggaam wat toegedraai is in grafklere. En lo and behold, daar's beweging in hierdie grafklere. En uit hierdie grafklere staan Yeshua op. En hy sê, klink dit nie vir jou na 'n wollaar storie nie? Dis 'n wollaar storie wat ek jou sopas voorgehou het. Want dis presies wat mense eintlik vir jou sê. Sy was die getuie van 'n leë graf. Sy was nie die getuie dat hy opgestaan het nie. Dis die enigste wat kan verwys daarna. So wat maak jou so seker dat Resurrection Sunday is die dag wat hy geresurrect is? En wat my woedend maak is dat wanneer mense met al die middele tot hulle beskikking en selfs Hebreëse kennis vir my so iets maak en dit as gevolg van 'n afleiding, vat hy daai afleiding en hy maak dit 'n feit. En ek werk met Jode aan die een kant en met Christene aan die ander kant en ek het nodig om presies die waarheid vir mense te leer. So jy sal my verontwaardiging duidelik verstaan wanneer ek dit vir jou sê. Want verstaan, hy dans rondom die kwessie dat die telling van die omer begin het op die 16de, so wat ons in ons lering van tevore vir julle uitgelig het. Dis die eerste Shabbat wat getel word, en kom ons vat nou die prentjie, dan wys ons vir julle, want hulle het nou, jy sal nou onthou, hulle het begin stap. Hulle het begin stap en hulle moes vir 50 dae, 45 dae later, ons sal nou in die prentjie mooi sien, kom hulle by Sinaï aan. Dan moet jy mooi gaan kyk, wanneer is Yeshua in die graf in, wanneer was die wyfoffer plaasgevind, wat ek nou vir jou sê, volgens al die getuienis wat ons kry, was dit vanaf die 16de. Josefus het dit verklaar, die Fariseërs het van daaraf getel, soos wat ons al hier goed vir julle uitgelig het, oor en oor, dan het Gabriel Roth my nog 'n hele klompie goed uitgelig, soos dat voordat Yeshua nog gebore is daar 2 huise gewees, die huis van Hillel en die huis van Shammai. Die een was vir die Fariseërs, die ander was meer die Sadduseërs gewees, maar hulle het een ding in gemeen gehad, en dit is dat hulle het nie geglo dat Shavuot op Sondag val nie. Hoegenaamd nie. Om die waarheid te sê, hulle het ooreengekom dat sou die Shavuot, die dag van Shavuot, op 'n Shabbat val, dan sal die offers gebring word vir Shavuot op die eerste dag van die week. Wat ek dood eenvoudig sê, as ek Yeshua was, dan het ek ook gesê, woe to you Pharisees, want dit is 'n mensgemaakte reël. Maar dit is belangrik om hier te sien, as jy tel, volgens hierdie prentjie, gaan jy tel daar 7 Shabbatte. Dan is dit die 49ste dag, en dan is dit die 50ste dag wat Shavuot is, wat daai jaar ook op 'n Shabbat geval het. Maar dit word nie getel daai 50ste dag nie. Die skrif sê uitdruklik, daar moet 7 Shabbatte wees. En daar is 7 Shabbatte en dis 49 en Ja. dan die So volgende. daai Shabbat wat die 8ste Shabbat is daar, is nie 'n volle week nie, so dit is nie 7 volle weke nie, so hy geld nie. So kan jy sien hoe werk hierdie ding dan nou uit. So daar is baie te sê, en ek kan vir jou dit sê, ek wil net hierdie punt maak, en ek wil regtig hierdie punt baie duidelik maak. Weet jy, ek het ook mentors, ek het ook mense na wie toe ek gaan, wanneer ek nie seker is oor 'n goed nie. Ek kan vir jou sê, daar's 'n Messiaanse Joodse rabbi, wat vir my kalendergoeders uitgelê het, daar's ons nog 'n ander een wat ek is al seker die beste part van 16, 17 jaar, volgekom, dan is daar 2 van hulle wat al oorlede is, en ek kan vir jou sê, waar ek van tevore hard gestaan het op die 3 dae, 3 nagte situasie, gaan dit nie saak maak, of die wyfoffer vir my voor die opstanding, of opwekking uit die dood uit plaasvind, of daarna nie. Die wyfoffer is die victory vir wat Jahua doen. Okay, so as jy net daai aspek dan goed kan verstaan. Goed, kom ons vat hom so klein bietjie verder. Ek wil vir jou nou hierdie prentjie gee, weer eens soos wat ek net gesê het,
né? Sy kom by die graf aan en regtig, hy het reeds opgestaan, hy is reeds opgewek. En jy kan sien, dit is dan die eerstelinge fees wat daar gedoen word. En ek gaan nie weer hierdie twee prentjies eintlik bespreek nie, want ek het dit nou al eintlik vooruit gedoen, deurdat ek jy weet vir jou dit gesê het. Maar jy kan sien, daar's twee brode aan die een kant, en dan sal jy sien op die Pinkster, op die Shavuot, wanneer die twee wyfoffers gedoen is, dan sien ons, dit is wanneer die Ruach HaKodesh dan nou uitgestort word. So kom ons vat nou hierdie prentjie so klein bietjie verder. 50 dae, en ek het dit daar genoem, 50 dae op pad na die rede waarvoor ons verlos is. Nou praat ons daar van die Sefirat HaOmer, die omertelling. Dis 'n daaglikse daad van doelbewuste voorbereiding, om op sy te sit, dit wat ons in Mitzrayim geken het, en te beweeg na dit wat Jahwe ons by Sinaï voor oproep om te doen. Dis nie 'n passiewe wag nie, dis 'n aktiewe heiligmaking. Jy kan sien, jy sit weer daar met die prentjie van, jy verlaat Mitzrayim met die bloed op die deurposte, jy het daar 45 dae wat voor die voorbereiding, dan kry jy 3 dae om voor te berei, vir dit, weet jy, moet die grense stel, jy moet klere was, jy moet daar by vrou kom nie, jy kan daar gaan, alles daaroor gaan lees by Shemot 19, as jy dit nou verstaan. Maar dit is hoe die telling van die omer eintlik dan vir my en vir jou werk. So, laat ek net gou kyk. Hy sê eintlik daar, hy sê, tussen Pesach en Shavuot het Israel hulle geloop. Geloof ver van my in jou 'n aktiewe beweging. Ons moet aktief wees, jy moet letterlik fisies loop. Hulle is nie getranslate, gerapture, gewat ook al uit Egipte uit in Israel in nie, né? Alhoewel die woord natsal wat baie mense vir die rapture gebruik, kom hierin voor. Hulle het letterlik fisies geloop van Mitzrayim tot by Sinaï. En terwyl hulle geloop het, het iets geestelik met hulle gebeur. So die teks daar in Vayikra 23:15 tot 16, ek dink ons gaan hom nou lees, hy beveel ons Sefirat HaOmer, die tel van die omer. Elke dag tel jy. Jy laat nie 'n dag onopgemerk verbygaan nie. Jy sê, vandag is die 19de dag van die omer. Ek maak 'n doelbewuste reis in hierdie proses. En dis miskien om net belangrik om hier uit te wys, dat Vayikra 23 spesifiseer dit nie so uitdruklik nie. Maar as jy gaan na Devarim toe, waar in Devarim, hoeveel? Wat daai gedeelte ook Ek dink ons die aanhaling kom, so ek sal dit nou vir jou gee. Yes, dan sê dit spesifiek, dag vir dag moet jy tel. Jy moet die dag spesifiek tel. So dis belangrik om daai van kennis te neem. Lees net ons hierdie gedeelte uit Vayikra 23 vers 10, hy gaan oor op 'n tweede slide. Spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, as julle in die land kom wat ek julle gee en sy opbrengsoes, moet julle 'n omer van die eersteling van julle oes na die priester bring. En hy moet die omer voor die aangesig van Jahwe beweeg, sodat julle aanvaarbaar kan wees. Die dag na die Shabbat moet die priester dit beweeg. Julle moet ook op die dag as julle die omer beweeg, 'n jaar oud lam sonder gebrek as brandoffer aan Jahwe berei, en die voedseloffer wat daarby behoort, 2/10 van 'n eva fynmeel met olie gemeng as vuuroffer aan Jahwe, 'n lieflike geur, en daarby die drankoffer van wyn, 'n kwart hin. En julle mag geen brood of gebraaide koring of vars graan eet tot daardieselfde dag toe nie, totdat julle die offer van julle Elohim bring. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke. Dan moet julle tel van die dag na die Shabbat. Van die dag af as julle die omer as beweegoffer bring. 7 volle Shabbatte moet dit wees. Ek sê dit nou vir julle gewys. Tot die dag na die 7de Shabbat moet julle 50 dae tel. Dan moet julle 'n nuwe voedseloffer aan Jahwe bring. En ons het dit in ons vorige leerling, het ons vir julle presies gewys, hoe is dit so
uit die Hebreëus uit geskryf, dat dit klink asof dit die dag na Shabbat moet wees. Ja. Kom ons vat hom nou net so klein bietjie verder. So ons het gesê, ons is vir 50 dae lank op pad na die rede waarvoor jy ons gered het. Ek gaan nie weer al daai herhaal nie, jy sien dit, maar ek wil net vir jou weer eens daarop klem lê. Dis 'n daaglikse daad van doelbewuste voorbereiding. So kom tel. Jy sien die ding is die afstand tussen Mitsraim en Sinaï, dis nie net 'n geografiese ding nie. Dit vat aan jou sielkundig. Dit vat geestelik aan jou. Dit herinner jou aan die verbond, dat jy gebonde is aan daardie verbond. Jy moet Mitsraim of Egipte dan nou, jy moet hom aflê, al sy dinge wat hy vir jou gee. Jy moet dit doen, voordat jy Sinaï kan ontvang. Nou, hou nou hierdie in gedagte wat ek nou vir jou sê, want ek het myself 'n vraag gevra, maar hoekom het jy so nadat hy die Ruach ontvang het? Nie dit eenvoudig, julle 12 verkies julle kom ontvang in die Gees, sodat ons nou baie kan wees en almal hierdie werk kan doen nie. Dis nie wat gebeur nie. Daar's 'n rede hoekom hy die 12 kies en waarom die Ruach uitgestort word wanneer die Ruach dan nou uitgestort word. Goed, so jy moet hierdie punt dat jy Egipte gaan moet afleer voordat jy Sinaï kan ontvang. Jy moet dit baie sterk op die voorgrond hou. So ek sê weer, jy is aktief betrokke daarbey om afstand tussen jou en Mitsraim, Egipte, te plaas. Jy is aktief betrokke in daardie aksie. Vader verwag dit van jou. Maar hoor wat sê hy, wat is die vereiste hierso? Verder het Jahwe met Moshe gepraat en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, ek is Jahwe, julle Elohim, ooreenkomstig die werke van die land van Mitsraim, waar julle in gewoon het, mag julle nie doen nie. En ooreenkomstig die werke van die land Kenaan, waarheen ek julle bring, mag julle nie doen nie, en julle mag in hulle insettinge nie wandel nie. My verordeninge moet julle doen, en my insettinge hou, om daarin te wandel. Ek is Jahwe, julle Elohim. Okay, kyk wat vra hy nou letterlik vir jou. Nee? Kyk wat vra hy vir jou. Hy vra, alles wat jy ooit geken het, dis Egipte. En alles wat jy nog gaan teekom, dis Kanaan. Vergeet van albei. Moenie een van daai twee doen nie. Hy sê, volg my. Hy gee nie vir hulle 'n reëlboek nie, hy gee vir hulle 'n verwysingsraamwerk om hulle geheel en al te heroriënteer. Ek en jy het heroriëntering nodig. Dis wat Yeshua gedoen het met die disippels vir 3 jaar lank, heroriëntering. Dis wat Yeshua gedoen het vir daai 40 dae wat hy met hulle was, nog heroriëntering. Hy het dit gedoen. So, ons kan nie Mitsraim of Egipte as 'n basislyn gebruik vir dit wat normaal is nie. Nee, ons het vroeër hierdie week het ons daaroor gepraat. Dit wat Jahwe vir jou gee, dit is normaal. Enige iets wat nie van hom is, wat van die wêreld is abnormaal, is subnormaal. So ons kan nie Egipte vir onsself voorhou as die verwysingsraamwerk nie, en asseblief moenie Kanaan, waarna ons gaan, moet ook nie dit as jy die bron van jou aspirasie gebruik nie. Hy sê, gebruik my, ek is Jahwe, ek is jou Elohim. Hy sê vir jou baie duidelik, ek gaan dit net vir jou wys in die skrifgie. Dan gaan jy sien dat hy sê, ek gaan my Torah op jou hart skryf. My Torah gaan ek op jou hart skryf. Dis jou basislyn, dis jou skietlood, dis jou maatstaf. Maar sy 2:1, en toe die dag van Shavuot aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis, die hele tempel gevul waar hulle gesit het. Ek dink hierdie slide is iets wat uit plek uit, maar hou in elk geval daai inligting so in jou agterkop. Ons is nog steeds by hierdie prentjie, hulle se pad. Jy kan sien, dis vir my so 'n oulike prentjie daar heel bo, jy weet, stap, jy het jou goed. So weer eens, kom ons gaan net terug. Die omertelling is die hulpmiddel vir jou heroriëntering. 49 dae wat jy het van doelbewuste daaglikse voorbereiding, om die ou af te lê, om plek te maak vir die nuwe. En dit is presies wat nou baie interessant is hierso. Hulle wil sê,
ek het veel reeds gesê oor die huis van Hillel en die huis van Shammai. Ek dink nie ek gaan weet eintlik iets daarvan verder maak nie. Al wat ek vir jou wil sê is ons weet net dat die telling soos wat hy daar was, soos wat ons vir jou die prentjie gegee het op 'n Shabbat geëindig. Ons sal nou daarna toe terugkom wanneer ons praat weer oor Handelinge 2 of Masai 2. Goed, Matan HaTorah. Die punt wat jy moet in ag neem hierso is dat hierso het net sien by anders. Nee, is nog nie aan nie. Ek wil net hê jy moet sien dat op die 50ste dag is die Torah gegee, maar dit is ook die dag wat Jahoua gepraat het, dag 50. Want daai was die eerste Shavuot in die geskiedenis gewees. Dis waar Jahoua van die berg Sinaï afgepraat het. Nou ek moet vir julle dit sê gisterand so net voordat ek aan die slaap raak, vat ek so vir oulaas voor, want ek het nou, weet ons het so PowerPoint gebou en ons het al hierdie dinge gesê en ek lag en ek sê vir my liedjie, ek sê, wel, iemand het op my notas afgekyk, want hierdie wat nou hierso staan is presies wat ek hierso sê, en dit is dit. Ek wil hê jy moet Shemot 19 net vir so 'n oomblik deur jou gedagtes laat gaan. Die teks daar beskryf daai hele toneel by Sinaï. Dis vuur, en dis rook, en jy hoor die klank van die shofar wat net letterlik maak jou oë toe en sien hierdie prentjie in jou geestes oog. Ja, jy weet, met ander woorde, jy sien elke besonderheid nogal in sy detail, en jy weet, dis betekenisvol, jy weet. Kyk, ek kan vir jou dit sê, elke Shabbat of op 'n gereelde basis, blaas ek shofar, en normaalweg wanneer jy shofar blaas, dan verswak jou stem, jou klank, die klank van die shofar, weet, want jou asem raak bietjie minder, en dis meer. Maar in hierdie geval was daar nie menslike longe wat agter daai shofar blaas was nie, dit was Jahoua homself, en dit het harder en harder geword. Hy sê dit vir jou daar. So dink vir jouself, hierdie hele berg bewe. Moshe het gepraat, en Jahoua het hom in daardie donder geantwoord. En toe het Jahoua die 10 woorde, die 10 werklikhede uitgespreek. Dit word genoem die Aseret HaDibrot. Hy spreek dit direk spreek hy dit tot die volk self, wat daar onder die berg dan nou versamel is. So, dis wat hy doen, daar sien jy dit, hy het direk met hulle gepraat, dis nie voorstelle nie, dit is letterlik die grondliggende terme van die verbond. Ek wil net hê jy moet onmiddellik heel eerste verstaan. Die verbond is, voordat hy 10 woorde gegee het Israel verklaar, alles wat Jahoua sê, sal ons doen. Ons sal Shema. Hulle het nog nie geweet van een van hierdie 10 woorde wat kom nie, dis die verbond. Die 10 woorde is die reëls van die verbond. Maak dit vir jouself duidelik. Dis 10 woorde, dis 10 reëls van die verbond. Goed, kom ons gaan so 'n bietjie verder. Eintlik wat hulle gesê het is, Moshe, want hulle skrik toe nou, jy weet hulle nou hierdie shofar hoor, hulle sê, Moshe, nee, praat jy met ons sal luister, moet asseblief net nie dat Jahoua met ons praat nie, ons sal sekerlik sterwe. Hulle het die stem van die lewende Elohim gehoor, en dit het hulle amper uit mekaar uitgeruk, as jy die prentjie vir jouself kan indink. So dis wat ek gevra het jy moet doen. Goed, so kom ons kyk nou, wat is die volgende? Dis is regtig. Jy kan sien, daai multisintuiglike teofanie, so 'n groot woord, mis eintlik al wat dit sê is Jahoua maak sy teenwoordigheid onmiskenbaar. Die shofar het harder en harder geword, ons sien dit het nou so gebeur. Wat ek wil hê jy moet verstaan, is dat, jy sien naas verwysing na die Talmud net daar. Nou, wat gesê word uit daai gedeelte uit, is dat elke uitspraak wat uit die mond van die Almagtige gekom het in 70 dele of tale het hy verdeel. 70 tale, nou moet jy vra hoekom 70. Jy sal sien in die boek van Bereshit, net na die vloed, dan word Noag se stamboom opgeteken, en dan sal jy tel, wat jy tel van al die nasies wat uit Shem, Gam en Jafet uitkom, dan is dit totaal presies 70. So,
Die uitdrukking die 70 nasies is hoe die Hebreëse tradisie na die heidense wêreld verwys. 70 tale beteken elke taal in die wêreld. Elke persoon in daai gemengde, daai mixed multitude wat Egipte verlaat het, Jahoua het toegelaat dat hulle dit, jy weet, dit wat hy sê, dat hulle dit in sy moedertaal hoor. Okay? En dan staan nog 'n rabbi wat ook 'n verwysing het daarso, en hy sê, hy herinner hulle dat dit was soos 'n hamer wat die rots in skerwe laat verbrysel, wat my onmiddellik weer teruggevat het na Jeremia wat sê, is my woord nie soos 'n hamer nie, is my woord nie soos vuur nie, né? So toe Jeremia dit sê, toe verwys hy eintlik weer terug na Sinaï toe, wat presies daai ding sê, dis dit wat daar gebeur het. So, sien jy wat het hier gebeur? By die toring van Babel het Vader die tale verwar, as 'n antwoord op die menslike trots en opstand. Die nasies is verstrooi en verdeel. Maar by Sinaï, by daai heel eerste Shavuot, begin Jahoua met 'n omkering daarvan. Hy praat gelyktydig in elke taal. Hy begin om die verbrokkeling van Babel ongedaan te maak. Hy versamel weer dit wat verstrooi is. Elke ortodokse Jood en elke ernstige student van die Judaïsme weet dit. Wat dit beteken, en ek wil hê jy moet hierdie punt goed deurdink en vasmaak, dat dit wat in Maasai of Handelinge 2 gebeur, is nie 'n ongekende ding nie. Dis 'n doelbewuste ewebeeld van wat by Sinaï gebeur het. 'n tweede Sinaï, as jy dit so wil hê. So die Torah wat by Sinaï gegee het, was nie net vir Israel nie, dit was vir al 70 die nasies. En die Ruach wat in Handelinge 2 uitgestort het, hy het weer eens dieselfde reikwyte. Dit is mos nou wat Kefa daar sê. Dit is vir julle nageslag, julle kinders en vir almal wat daar ver is. Presies dieselfde ding wat hy daar sê. Goed. Nou hier wil ek nou weer eens net vir jou wys. Dit is die prentjie waarvan ek gepraat het. Ja. Met ander woorde, as hulle hier was, kom ons sê hier was in hierdie hele area. Hierso sien jy dit gaan net oor die laer howe, die klein Sanhedrin en die derde Sanhedrin en die groot. So, dit is soos weet sê nou maar 'n landdroshof, 'n streekshof en 'n hooggeregshof, daai tipe van ding. Die feit van die saak is dat die Sanhedrin het uit 71 lede bestaan. En hulle het almal, as elkeen van hulle net een ander taal gehoor het, of kon praat, dan was al 70 tale behoorlik verteenwoordig. Hoe is dit dat hulle met daardie harde harte nie gehoor het wat hierdie disippels dan nou profeteer en wat hulle sê in die tale wat hulle gepraat het nie, want hy sê vir jou baie duidelik, hulle het in die bekende tale gepraat en daai mense kon hulle verstaan. Dis die verstaanbare tale. Goed, maar dit was net vir my insiggewend om te weet dat die Sanhedrin, ten spyte van wat hulle sien wat gebeur, hulle harte was net doeteenvoudig nie plooibaar genoeg om te ontvang dit wat daar aangaan nie. So is dit vir jou verrassend dat die Ruach uitgestort word op 3000 mense wat van ander plekke afkom, wat ander tale praat, wat ander dialekte dalk praat, dat hulle dit dan nou ontvang. En die Sanhedrin, hulle koop nie in op dit nie. Goed, weer eens, hy sê, elke uiting uit die Almagtige se mond is in 70 tale verdeel. Daai gehele gemengde skare het Jahoua in hulle eie taal gehoor. Dit sien ons, en ons praat nou weer, ons het gesê net nou, dis 'n omkering van wat by Babel gebeur het. En ons weet ook, ek sal nou net daarby kom, dit wat ek nou wou sê. Jeremia 31. Kyk, die dae kom, ek sal 'n hernuide verbond, 'n Brit Gadesha sluit met die huis van Israel en die huis van Jehuda, nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het nie. Ek sal my Torah in hulle plaas en dit op hulle harte skryf, en ek sal hul Elohim wees en hulle sal my mense wees. Die gedeelte wat jy hier op die skerm sien, né? Dis die enigste plek in die hele Tanakh, dis nou die Ou Testament as jy dit dan nie anders te hoor nie, waar hierdie uitdrukking Brit Gadesha kom, ek sal 'n nuwe verbond of 'n hernuide verbond sal ek met hulle sluit. Dis die enigste plek
maar dit is onontbeerlik om Shavuot te verstaan. Hy wat jou hoor as hy sê, ek sal 'n hernuide verbond met die huis van Israel en die huis van Juda sluit. Kyk met wie sluit hy dit? Nie met die huis van Amerika en die huis van Suid-Afrika nie. Met ander woorde, die huis van Israel, die huis van Jehuda, die 12 stamme. Dis wat hy met hulle gaan sluit. So, hy sê, kom ons staan net oomblik stil by Gadesha, dit beteken nuut, dit kan beteken hernu of nuut maak, né? Dis soos 'n nuwe maan. Elke maand is dieselfde maand, dis net 'n hernuwing van sy siklus wat jy kry. Beloof Jehovah dan 'n ander Torah? Nee, hy sê uitdruklik, ek sal my Torah in hulle plaas en ek sal dit op hulle harte skryf. Okay? Dieselfde Torah. So die voorwerp het nie verander het nie. Wat wel verander het, is die wyse van oorlewering in die plek. So met ander woorde, nie meer op kliptablette nie, maar op harttablette nou. So, kom ons kyk na die Sinai verbond, ons kyk na hoe dit werk. By die Sinai verbond sien ons, is dit op kliptablette, maar met die Brit Gadesha skuif dit nou na die hart toe. Dis binne, buite en binne, né? Soos wat ons kyk het na die bloed en die liggaam. Ja, so die bloed is op die mense gesprinkel, en by Yeshua sê, die wyn wat jy neem, dis symbolies van, dis my bloed, dit word geïnternaliseer. Dan sê hy weer eens, die Torah is die wet wat die nakoming vereis, nou gaan jy sien, die Torah word nou die begeerte van die hart. Okay? Die verbond word gebreek deur Israel, nou word die verbond geskryf waar dit nie uitgewis kan word nie. Kan jy sien hoe lekker hierdie vergelyking wat vir jou gegee word? Goed, so dis baie vir my en jou om van kennis te neem, maar jy kan nie sonder hierdie inligting gaan. Kom ons vat hom 'n bietjie verder. Hierdie kom nou uit die Aramees uit. Hy sê, Vekat et melav yomata de Pentecostea. And when the days of Shavuot were fulfilled, they were assembled as one. Goed, ons praat oor daardie aspek. Kom ons kyk na Shavuot in Jerusalem. Sinai word nou herbesoek. Ek wil vir jou hierdie voorhou en kom ons praat oor wat hier aangaan. By die berg Sinai, by die eerste Shavuot, né? Die ligging daarvan is die bergtop, dis die huis van Jehovah. Maar jy kan sien in Masai, is dit by die tempel, dit is by die berg Moria, né? Dit is nie in die bokkamer nie. Laat ek nou vir jou dit sê, dis nie in die bokkamer nie. Ek het met opset, toe ons die skriflesing gedeelte gedoen het ek vir jou Masai 1 uitgelig om te sê, hulle was in die bokkamer. Maar as hulle op die dag van Shavuot in die bokkamer was, is hulle ongehoorsaam, want hulle moes in die byt wees, hulle moes in die tempel wees. Jehovah doen wat hy doen, en hy doen dit oop en bloot, en hy doen dit publiek, sodat almal kan sien wat gebeur. So hulle was in die tempel soos wat hulle op daardie feesdag moes wees, hulle was nie in hierdie een of ander obskure bokkamertjie nie. Regtig waar, ons het nodig om daardie gedeelte duidelik te verstaan. Op die berg, daar was vuur op die berg gewees, maar in die tempel op die dag van die uitstorting was daar tonge van vuur op elke hoof. Dan weet ons, soos ek het net gepraat oor die shofar gehoor, die wind wat uit harder en harder en harder het daar geklank gekom, weer eens, dit het geklink soos 'n magtige wind wat vinnig waai. Jehovah daar by die berg Sinai in 70 tale gepraat, volgens die Talmud, daar praat hulle in al die nasies se tale, word vir duidelik gemaak, selfs Arabies, né? Onthou ek het uitgehaal. Nou, weer eens het ek vir gesê, die verbond is, alles wat Jehovah sê sal ons doen, daar gee hy vir hulle die reëls van die Torah, hierso gee hy vir hulle die werke van Jehovah. En dit is wat vir my so verstommend is van wat veral uit die Christendom uit verkondig word, is ons is verlos van die werke. Ons is verlos van die werke. Nee, jy word geroep na die tempelberg, sodat jy die Ruach HaKodesh kan doen, sodat jy in staat gestel kan word om die Torah uit te voer en die dinge, die werke wat Vader vir jou voorberei het, te kan doen. Daar moet jy die Ruach HaKodesh ontvang. Daarvoor moet jy, en ek dink ons praat nou so 'n bietjie meer daaroor. Hulle daar, voordat hulle by Sinai uitgekom het, hulle gesê, wat is dit? Toe hulle gepraat het oor die manna, en hierso in verwondering, nadat hulle die disippels, die 120, hoor praat het in hulle eie
taal het hulle gesê, maar wat kan dit wees? Is daar dalk 'n vergelyking wat ek en jy van moet kennis neem? Ek dink dit is nogal iets wat jy so klein bietjie verder kan gaan bestudeer as jy wil, né? So weer eens, so die Torah gee ons die reëls, maar die Ruach gee ons die krag om die werke te doen. So jy eers Sinaï en daarna Handelinge 2. En saam voltooi hulle die antwoord op ons tweede vraag: waarvoor is ons gered? Om Jahoua se weë te ken, om krag te hê, om daarin te kan wandel. Presies wat Yeshua vir die disippels gesê het: wag in Jerusalem sodat julle krag kan ontvang. Goed. So ek wil net vir dit sê, daar's niks wat vir jou in Masai 2 aandui dat die disippels in engeletale of ekstatiese tale gepraat het nie. Die teks is baie duidelik, elkeen in die skare het hulle in sy eie moedertaal gehoor. Jy kan al daai Elamite, ek weet nie eers van al daai name en al daai tale nie, maar selfs die Arabiere, werklike menslike tale, bekende tale. Dit is 'n weerspieëling van wat jy gekry het by Sinaï. Menslike tale, elke nasie, die stem van Jahoua het elke nasie bereik. Dis wat ek wil hê. Ek sal terugkom na daai onderskeid van die tale van mense en die tale van engele nou wanneer ons praat oor Shaul. Nou ek noem hierdie, né, maar nou wil ek 'n bietjie kyk na Yeshua se halaga in die Torah. Hy's Yeshua HaMashiach, hy's die Torah uitvoerende Messias, het ek dit genoem. Ek wil net hierso iets baie, dit net stil staan by iets wat fundamenteel is. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Die verstommende van hierdie gedeelte is dat ek het nou dit vir jou uitgehaal of aangehaal uit die Afrikaanse vertaling van 1983. Almal sê daardie vertaling het 20,000 foute in hom, maar die feit van die saak is, hulle kry die een ding reg en dit is maar om hulle die volle betekenis te laat kry. Met ander woorde, die wet moet kan uitvoerbaar wees. Goed, so wat sê ons hierso? Yeshua was 'n Torah uitvoerende Jood. Hy was 'n Torah nakomende Jood. Torah observant in die volheid daarvan. Punt. Nee, ons gaan nie daaroor argumenteer nie. Die teks maak dit mos myself baie duidelik. Hy het dit daar gesê. Oor en oor, deur en deur sê hy dit. So, hoekom lê ons klem op hierdie punt? Ons gaan ons 'n bietjie verder bespreek. So, wat het hy gedoen? Hy het die Shabbat gehou. Dis wat Lukas 4 vers 16 ons vertel. Hy het, soos sy gewoonte was, het hy na die sinagoge gegaan. Nie nou en dan nie. Nie wanneer hy lus gehad het nie, soos sy gewoonte was. Sy gereelde, gewoontelike praktyk. So, hy het met halaga gedebatteer as 'n erkende rabbi. So, weer eens, wat beteken dit? Hoekom haal ek hierdie ding uit? Want dit gaan altyd, die vraag gaan altyd oor tradisie. Ons praat oor tradisie. Nou, weet jy wat, daar's goeie tradisie en slegte tradisie. Maar die feit van die saak is ja, hy wat Yeshua is, daar staan niks in die Torah dat wanneer jy in die land kom, bou vir julle sinagoges en elke dorp, elke wat ook al ensovoorts nie. En soos wat jou gewoonte moet wees, is gaan na die sinagoge toe nie. Verstaan jy, dit is nou net daar waar mense soos die Karaites en al daai bietjie die dam onder die eend uitruk. Yeshua het in 'n Joodse omgewing geleef, gewoon 'n leefstyl gehad. Hulle het op 'n Shabbat na die sinagoge gegaan. Ek kan vir jou verseker, hier in my nabye omgewing, as ek sê, hy het na die sinagoge gegaan en Handelinge 15 sê ook, gaan sinagoge toe, dan wil mense sê, nee, ons gaan kerk toe. Ons gaan kerk toe. Wel, jy word nooit die opdrag gegee om kerk toe te gaan nie. Jy moet gaan na waar daar 'n vergadering van, is 'n lewende vergadering. Jy gaan nie na 'n organisasie toe nie. Jy het 'n lewendige byeenkoms. So hy het gegaan, hy het dit gedoen. Hoekom sê ek daai vir jou? Jy kan sien, hy het ook sits gedra.
Markus 6 sê vir jou dit. Die vrou wat genees was, sy het aan sy tsitsits aangeraak. Dis wat sy gedoen het. So hy was sigbaar Torah getrou. Ag, ek kan aangaan, ek kan vir jou 'n hele klompie goed gaan haal. Hy was 'n erkende rabbi, mense het hom rabbi genoem, hy het hulle gehad, hy gedebatteer, hy het praktiese toepassing van die Torah op die alledaagse lewe met die Fariseërs, Sadduseërs en die skrifgeleerdes het hy gedebatteer. En die debat het altyd daaroor gegaan hoe om die Torah te hou, nooit of dit, jy weet, 'n kwessie van of dit moet onderhou word, asof dit dan nou daarmee heen is nie. So, een van die leraars met wie ek hierdie week oor gepraat het, of iets by geleer het, hy stel dit eenvoudig. Yeshua het die enigste volkome normale lewe geleef wat ooit geleef is. Dit is die standaard. Nie wat die Christendom oor 20 eeue voortgebring het nie, nie wat die rabbynse kultuur voortgebring het nie. Yeshua homself was Torah onderhoudend, hy was ruach bemagtig, hy het gewandel in liefde. Met ander woorde, hy hou die Torah en dit wat vir jou wys hoe om die Torah uit te voer. Dit wat, ons gaan nou praat oor dit wat die heininge vir jou kan veroorsaak. Goed. Weer eens, ons het gesien dat hy het ook die feeste gehou, die Pesach, die Sukkot, die Shavuot en selfs Chanukka. Hy het al hierdie vasgestelde tye het hy nagekom. Dit was, soos ek net gesê het, die enigste normale lewe. Nee? So, ja, ek dink dit is baie belangrik dat ons daarna moet kyk. Maar nou wil ek met jou praat oor die sogenaamde tradisies en die teenstand wat 'n mens kan kry. Jy moet kennis neem van die term takanot. Takanot is die reëls, dis die rabbynse verordeninge of dekrete wat verder gaan as net die geskrewe Torah. Wanneer hierdie takanot die werklike gebod van Jahwe nietig maak, dan het Yeshua dit teengestaan. Nie die rabbiniese gesag as sodanig nie, maar die vervanging van die woord van Jahwe met menslike tradisie. Ek wil net vir jou hierso sê, en ek haal nou hierdie aan uit die nota van wat ek op 'n ander skerm het, wat julle nou nie kan sien nie. Hy sê die volgende. The historian Josephus, a Pharisee descendant from the priests and the kings on both sides of his family tree, was also an eyewitness to the first century calendar kept in Israel. A calendar that Yeshua said they, the Pharisees, had the right to control. Matthew 23 verse 1 to 2. Né? So, wat sê hy? Yeshua het erken die Fariseërs is in beheer van daardie kalender. As ons dan nou moet teruggaan na ons argumente oor die telling vanaf die 16de, die Fariseërs het dit nou gedoen. Die vraag daar is, het dit jou nader aan Jahwe gebring of het dit jou van Jahwe af weggeneem? Wel, ek wil amper vir jou sê, dis my nederige, dog akkurate submissie, dat het my nader aan Jahwe gebring. So, dit val nie daar onder al hierdie ander goed wat hy dan nou gesê het, nee nie. So, wat is dit wat hy dan nou vir ons sê? So, hy kom en hy gee vir ons die voorbeelde daar, hy sê, onder andere, hy vat die voorbeeld van die korban, dis wanneer iemand 'n gelofte maak, wat die eer van die ouers dan nou gaan vernietig. Gaan kyk daarna Markus 7, hy sê, julle maak die woord van Jahwe deur julle tradisie ongeldig. So, as ons nie regtig verstaan wat daar gebeur nie, dan gooi ons daardie ding sommer links en regs in. Byvoorbeeld, né? Wat het hulle gedoen? 'n takana, of 'n takana is een van die takanot, het 'n persoon toegelaat om 'n eiendom as korban toe te wy aan Jahwe, as dit so te verklaar. En sodoende dan het hy wettiglik die finansiële ondersteuning van sy verouderende ouers vermy. Yeshua was daarteen. Dit is nie waarvoor 'n korban is nie. Die gevolg is, dis 'n goeie voorbeeld van die takanot wat verhoed dat jy die koninkryk kan betree. Tweede voorbeeld is die hande was. Die tradisie word verhef tot die Torah, vergeefs aanbid julle my, maar julle leer as leerstellinge die gebooie van mense. Wat het die Fariseërs met die hande was tradisie gedoen? Hulle het dit verhef en dit op alle maaltye toegepas en dit as Torah geleer. Met ander woorde,
Hulle sou aanname maak en hulle maak met 'n feit soos wat ek net oor gepraat het van dit kan nie so wees nie. Is daar fout daarmee om jou hande te was voor die Shabbat? Wel, weet jy wat, onthou net, jy het ook die hande was aksie voordat jy sou ingaan om by die tafel met toonbrode te eet en jy weet, in daardie gedeelte van die tabernakel in te gaan. So, pas op om nie die hande was aksie sommer net geheel en al weg te gooi nie. Maar wat hulle gedoen het, is hulle het gesê, ja, maar jou disippels was nie hulle hande nie, nou eet hulle. Dit was 'n reël wat hulle ingebring het. Wat die Fariseërs ingebring het. Goed, wat is die volgende ene? Kom ons kyk daarna. Hy sê, julle bou swaar heininge rondom die Torah, so julle bind swaar laste vas en julle lê dit op die man se skouers. So hulle het al hoe hoër en hoër heininge wat hulle rondom Torah opdragte gebou, hulle noem dit legeder, te bou, en dan het hulle die laste swaar gemaak. Kom ek gee net gou vir jou vinnig 'n ding, dat jy net kan verstaan waarvan ek praat. As jy gaan na Handelinge 15 toe, dan sê hy vir jou, daar's 4 dinge wat die heidene moet ophou om te doen. Hulle het hierdie goed, het hulle, Jakob die uitspraak van gemaak, want die Fariseërs het gesê, as jy gered wil wees, moet jy besny wees. Met ander woorde, jou redding hang af van besnyding. Hulle sê, nee, dis nie die waarheid nie. Hou op om hierdie 4 goeders te doen. Nee? Die swaar laste wat opgelê is besny voor jy gered kan word. Maar, sê ons vir jou, gaan sinagoge toe. Gaan leer wat gaan aan by die sinagoge. Eventually, wanneer jy deur al die siklusse oor en oor gegaan het, soos wat Yeshua gedoen het, soos wat sy gewoonte was, en soos wat hy dan ook daar in Lukas 4 baie duidelik, het hy ook die skraal, hy het ook aan hierdie leesrooster proses deelgeneem, dan sal jy sien wat word vir jou gesê by die Pesach rondom besnydenis en dies leer. So pas op om te sê, jy weet, jy moet besny word voordat jy gered kan word. Word gered. Gaan leer die Torah. Hoor wat sê die Ruach vir jou rondom besnydenis. Dis wat jy moet doen. Dis die werklike reël wat jy moet doen. So, dis waar die verkeerdheid ingekom het. En dis die swaar las wat die Fariseërs op nuwe bekeerlinge dan nou geplaas het. Nee, as jy wil deel word, kom ons knip eers, dan kan jy gered word, dan kan jy gemikwa word, dan verstaan jy, kan die Torah deel van jou gemaak word. Dis verkeerd. Ok. So ja. Ek wil net gou kyk na al hierdie notas, ons het so baie dinge waaroor ons nou al gepraat het, ek wil nie goed herhaal wat nie nodig is nie, ons het klaar oor daardie gepraat. So kom ons gaan, en dan beantwoord ons vir onsself die vraag, hoekom het Yeshua nie die Ruach gegee toe hy die disippels geroep het nie? Was vir my nogal 'n ding. Ons sien dan Johannes 7 vers 39, die Gees is nog nie gegee nie, want Yeshua is nog nie verheerlik nie. Ok, kom ons kyk na hierdie. Die versoening was nog nie voltooi nie. Ek bedoel, dit klink na 'n eenvoudige vraag, hy het 'n baie diep antwoord, en sodra jy dit verstaan, sê jy verstaan waarom Shavuot moet gebeur, wanneer dit gebeur en hoe dit gebeur het. Ok, so hy het die 12 geroep, vroeg in sy bediening, hy het hulle opgelei, hy het hulle uitgestuur, hy het hulle gesag gegee oor demone en oor siektes. Maar waarom het hy nie vir hulle die Ruach HaKodesh gegee nie? Waarom die wagtydperk? Daar sien jy dit, omdat hy nog nie verheerlik was nie. Dis 'n teologiese stelling, dis nie net 'n logistieke een nie. So kom ons kyk na die 4 lae wat dit dan nou eintlik beteken. Eerstens, die versoening was nog nie voltooi nie. Die Ruach HaKodesh is in 'n werklike sin die gawe wat uit die voltooide werk van verlossing voortvloei. Die disippels is voor Pesach geroep, hulle het voor die prys betaal is. Jy kan nie uitdeel wat nog nie gekoop is nie. Die Ruach is die vrug van die folterpaal en die opstanding of die opwekking uit die doodheid. Dit kon nie vloei voordat daai werk nog nie gedoen is nie. Nou is daar 'n tweede punt, kom ons kyk daarna. Die disippels het eers voorbereiding nodig gehad, hulle moes eers gevorm word. Dink byvoorbeeld aan die Elisa patroon. Elisa het vir jare lank saam met Elia gewandel, hy het hom gedien, hy het hom dopgehou, hy het sy manier van na Jahoua en die wêreld kyk in homself opgeneem. En eers na daai lang vormingswandeling het die mantel op hom geval. En toe dit val,
het hy wat Elisa as het hy dubbele deel ontvang. So die voorbereiding was nie net verlore tyd nie, dit was die voorwaarde vir 'n groter gawe. So Moses het 40 jaar in die woestyn voorberei voordat Jahwe hom geroep het om Israel te lei. Dawid is as koning gesalf, maar hy het vir jare lank het hy voor Saul gevlug voordat hy op die troon gesit het. Voorbereiding voor bemagtiging, training for reigning. Is 'n deurlopende patroon van Jahwe se handeling met sy dienaars. Die derde punt, kom ons kyk daarna. Die omertelling is self 'n patroon. 50 dae van doelbewuste daaglikse opsetlike voorbereiding voor hierdie groot uitstorting. Die disippels het in daardie 50 dae, hulle het dit beleef. Hulle was in droefheid gewees na Yeshua se dood. Hulle was in verwondering na die opwekking uit die dood uit. Hulle was in afwagting nadat hy opgevaar het na die hemel. Hulle was eers leeggemaak en toe voorberei. Dan vierdens, die vierde punt hier is, die Torah moet geïnternaliseer word voor die krag gaan kom. Die Torah moet verstaan word. Voordat die krag om daarin te wandel gegee word, moet jy daai Torah verstaan. Jy plaas nie kragwerktuie in die hand van 'n kind wat nog nie weet waaroor dit gaan nie. Die disippels het 3 jaar lank het hulle die Torah van die koninkryk by Yeshua self geleer voordat die Ruach uitgestort is, om hulle te bemagtig, om dit te leef en dit te verkondig. Die Ruach sonder die Torah is 'n vuur sonder rigting, krag sonder wysheid. Sou baie gevaarlik wees en baie beslis nie voordelig wees nie. So, hoekom die Ruach eers na die hemelvaart kan kom? Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. So, dit verg nou 'n bietjie van 'n bespreking, maar jy gaan sien eintlik word die Cohen-Hagedorn patroon hier gevolg, né? Net die hoofpriester kan in die mees afgesonderde gedeelte kom wat bekend staan as die Holy of Holies, né? Die totale nasie staan buite, niemand gaan in terwyl die hoofpriester ingaan nie, en dan sien ons hoe speel hierdie uit in die boek van Ivrim, hoofstuk 9 vers 11 tot 12, waar hy sê dat Yeshua, he entered the greater and more perfect tabernacle not made with hands, the heavenly sanctuary, and offered his own blood once and for all. The ascension is his entry into the heavenly holy of holies to complete the atonement. Dit is wat daar gebeur. So, hy is opgeneem voordat die Ruach uitgestort kan word. Onthou julle, ek het dit vir julle gelees. Hierdie Yeshua het Elohim opgewek, waarvan ons getuies is. Nadat hy dan deur die regterhand van Elohim verhoog is en van die Vader die belofte van die afgesonderde Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, dit wat julle nou sien en hoor. So, hy is verhef van die regterhand van Elohim en nadat hy die belofte van die Vader ontvang het, is dit uitgestort. Kan jy sien? Dit was nie 'n vertraging nie, dit is net 'n goddelike orde wat plaasvind. En dit kom uit Masai 2, né? Presies. Dis wat ons gelees het voor die tyd. Ja, so met ander woorde, die volgorde is baie belangrik, is baie eksplisiet, is baie duidelik. Eers die opwekking uit die dood uit, dan die hemelvaart en die verheffing aan die regterhand, daarna ontvang hy die Ruach as 'n geskenk wat uitgestort word op my en jou. Jy kan nie die uitstorting hê sonder daardie verheffing nie. Jy kan nie verheffing hê sonder die hemelvaart nie. Daardie volgorde is nodig. So die tweede antwoord gaan daaroor oor die alomteenwoordigheid. Hoekom die Ruach eers na die opname kon kom? Ek sien Google het van 'n snaakse vertaling daar gegee. Na die opkoms, na die hemelvaart, hy sê noem dit die opkoms. Wat het gebeur? Okay, terwyl hy fisies teenwoordig was, kon Yeshua net op een plek wees. Hy was in Galilea of in Jerusalem, maar nie op albei plekke gelyktydig nie. Die Ruach het nie 'n beperking nie. Die Ruach is ewe teenwoordig op elke disipel, op elke apostel, hy is op my en jou. Dis hoekom hy sê, dit is tot jou voordeel. Die Ruach strek uit dit. Hy verbreed die trefwyte, as jy dit so wil stel.
Johannes 14 vers 16 tot 18 en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Jy sal sien dat bo staan die parakleet nog een soos Yeshua en ek wil vir jou die volgende verduidelik. Yeshua het nooit geklaim dat hy enigiets uit sy eie uit doen. Hy het altyd gesê ek doen net wat ek die Vader sien doen, wat ek die Vader hoor sê. Hy het altyd die Vader verheerlik. Nou sê hy dat hierdie Gees sal julle herinner aan wat ek gesê het sal julle leer wat om te doen. Met ander woorde, hy gaan presies dieselfde doen soos wat Yeshua afhanklik is van die Vader, so gaan die Ruach presies dieselfde doen. Die Ruach gaan jou hart ondersoek, hy gaan die Vader se hart ondersoek, verstaan, dit is wat gaan gebeur hier, maar dit is nie asof jy nou wil sê, wow, okay, jy het nou 3 afsonderlike gode nie. Die moet ons baie duidelik tog verstaan. So hy is, hy stuur 'n ander een, hy's 'n advokaat, hy's 'n parakleet, hy's die Gees van waarheid, en hy sê ook vir ons dat, onder andere, hy sê, waarlik ek sê vir julle, hy wat in my glo sal die werke doen wat ek doen, en nog groter werke, want ek gaan na die Vader toe. So die Ruach gaan vermenigvuldig dit wat Yeshua begin het, vermenigvuldiging. Die koringkorrel het geval, op Shabbat kom die oes na vore, hy gaan vermenigvuldig. Op 120 val hierdie Gees. In daardie selfde dag is nog 3000 bygevoeg. In die volgende dag, as ek reg onthou, is daar nog 5000 bygevoeg. Kan jy sien hoe vind die vermeerdering plaas? Dis hoekom die Ruach HaKodesh in my en jou lewe bitter belangrik is. Ek wil kortliks praat oor die 9 gawes van die Ruach HaKodesh. Ek dink dit is belangrik. Maar in elkeen word die openbaring van die Ruach gegee met die oog op wat nuttig is. Jy sien, ons moet nie tyd spandeer om te sien hoe die disippels eintlik opgetree het nadat hulle die Ruach ontvang het en wat dit vir my en vir jou vandag beteken. Nou Shaul gee vir ons 'n bietjie van 'n sistematiese behandeling daarvan in 1 Korintiërs 12. Hy lys 9 spesifieke gawes, die charismata, die genadegawes wat die Ruach aan die gemeenskap uitdeel. En hy raam dit in 'n kritiese stelling wat ek wil plaas voordat ons na elkeen van daai gawes gaan kyk. Aan elkeen word die manifestasie van die Ruach gegee vir 'n gemeenskaplike doel of vir 'n gemeenskaplike goed. Dit sê alreeds daar vir jou in 1 Korintiërs 12 vers 7. Daar's 3 dinge aan daai stelling. Aan elkeen, né? Dis nie net gereserveer vir 'n geestelike elite nie, elke lid van die gemeenskap. Dis vir gemeenskaplike belang. So dit gaan nie net oor persoonlike geestelike ervarings of selfontwikkeling nie. Dis gawes vir die gemeenskap, nie vir die individu wat dit dra nie. So die gawe wat jy ontvang is sodat jy die gemeenskap kan bedien. Jy moet nou dink wat ek nou vir jou sê is, wanneer jy vir my sê jy het die gawe ontvang, dan vra ek, hoe bedien jy die gemeenskap daarmee? Goed. So dit is ook 'n manifestasie van die Ruach, dis 'n uiterlike, sigbare, praktiese uitdrukking van die Ruach se teenwoordigheid in die gemeenskap. As ons nie 'n sigbare, praktiese uitdrukking van die Ruach se teenwoordigheid tentoonstel nie, is die fout by ons, nie by die gemeenskap nie, né? Ek sê weer, want daai gawes is bedoel om gesien en gevoel te kan word. So ek gaan nou vir jou op die skerm wys, daar's ek dink dat ek oor gaan soom toe en daar begin doen, dan kan ons dit gou bespreek. Die 9 gawes, né? Jy gaan heel eerstens die openbaringsgawes kry, jy gaan kraggawes kry en jy gaan spraakgawes kry. Ek het dit so opgedeel, hoor. Onder die openbaringsgawes kry jy 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, die dawar da'at, en dan het jy ook die onderskeiding van geeste. Onder die kraggawes het jy die gawe van geloof. Dis 'n buitengewone geloof, laat ek jou dit sê. Dis nie gewone, dis die gawe van 'n buitengewone geloof in 'n bepaalde situasie. Die gawe van genesing en die gawe van die werking van wonderwerke of kragtige dade. Dan het jy die gawe, die spraakgawe van profesie, tale en die uitleg van tale. Al 9 van hulle word vir jou gelys
daar in Korintium Alef 12 van hoofstuk 8, van vers 8 tot 10. OK, so dit word gegee deur die Ruach soos hy wil, vir die opbou van die hele gemeenskap. Nou gaan ek begin om net vinnig te kyk, die gawes van Openbaring, om te weet wat jy nie natuurlik kon weet nie. Kom ons kyk wat sê hy daar. Die woord van wysheid. Dis 'n bonatuurlike fragment van Jahwe se wysheid wat toegepas word op 'n baie spesifieke situasie. Die regte woord op die regte oomblik wat nie slegs deur menslike redenasie afgelei kan word nie. Loop dit maak vir sin? Dan het ons die woord van kennis. Dis 'n bonatuurlike onthulling van spesifieke inligting. Feite oor 'n persoon, 'n situasie of 'n omstandigheid wat die spreker nie op 'n natuurlike wyse kon weet nie. Jy weet, een van die voorbeelde wat ek kan onthou, is hierdie ou sit in die vliegtuig. Hy het sopas vir 5 ure lank het hy bedien en hy sien uit na hierdie 10 ure vlug, of ek weet nie hoe lank die vlug sou wees nie. En soos wat hy sit in sy boegheid en hy so na regs kyk, sien hy 'n man. En die man sien, hy kyk na hom en hy sê vir hom, wat? Hy ken hierdie man van geen kant af nie. En die volgende oomblik kom dit uit, beteken die naam Jane vir jou iets. En die ou se gesig verander en hy sê, ons gaan praat by die sitkamer, wat ook al. En dit blyk toe dat hierdie man is in 'n buiteegtelike verhouding betrokke met 'n vrou met so 'n naam. En net deurdat hy die vraag gevra het en hy kon sê, maar wie jy dink van ander mense weet nie van hierdie buiteegtelike verhouding nie, maar die Skepper van die hemel en die aarde het dit vir my by wyse van 'n woord van kennis bekend gemaak dat jy in 'n verhouding is met Jane en jy gaan moet ophou want dis 'n sonde. En hy kon die man bedien en hulle is terug na hulle sitplekke toe en hy kon sien hierdie man verduidelik vir sy vrou dat dit is wat gebeur het en hy het confess, want dis een van die dinge van jou sonde. Hy het teenoor sy vrou confess. Om 'n lang storie kort te maak, toe hulle in die lughawe gebou instap, het die vrou ook met hom gepraat. 2 mense kom daardie dag tot bekering deur 'n woord van kennis van daardie aard. Dit is om vir jou 'n voorbeeld te gee daarvan. Kom ons kyk na onderskeiding van geeste. Dis die vermoë, is 'n bonatuurlike vermoë om die geestelike bron agter woorde, dade en manifestasies waar te neem. Jy kan so sit en jy kan letterlik agterkom, hier is nou 'n beheergees aan die werk. Vader, wat wil u hê moet ek doen? Hier's 'n gees van manipulasie aan die werk, Vader, wat wil u hê moet ek doen? Hier is 'n Jezebel gees aan die werk, Vader, wat wil u hê moet ek doen? Hoor jy wat ek vir jou probeer sê? So, jy gaan die geestelike bron agter daai woorde, dade en manifestasies van 'n persoon waarneem en het sy dit nou van jou afkom of van menslike oorsprong, of van 'n teenstander dan nou af. Maar ons het die opdrag, die apostel Johanan, hy sê, jy moet die geeste toets. Vir jou, wat die Ruach ontvang het, dis 'n noodsaaklikheid dat jy die geeste toets. Dit help nie dat ons sê die Ruach, maar ons wil nie die situasie in die huis aanspreek nie. Jy moet die situasie in die huis aanspreek, veral as iemand iets inbring, wat nie daar hoort nie. Spreek dit aan. Vertrou Jahwe dat hy die werk sal doen. Goed, is daar iets wat jy wil byvoeg by hierdie goeders wat ek sê? As jy dink aan 'n voorbeeld, moet jy gerus deel, want dit is die deel van hoekom ons hierdie doen. Goed, kom ons kyk na die gawes van kragte. Jahwe se krag wat dan in die wêreld gemanifesteer word. So die een gawe wat ons gesê is 'n spesiale geloof. Dis 'n bonatuurlike oplewing van vertroue bo gewone geloof. Dit is regtig 'n godgegewe vertroue dat iets spesifiek sal gebeur, ongeag die natuurlike omstandighede. Dis nie jou algemene verlossingsgeloof nie. Dis 'n baie spesifieke gawe vir 'n spesifieke oomblik. Dan het jy die gawe van genesing. Ek het dit self ervaar, ek het dit self beleef. Ek kan vir jou van hoeveel kere in my lewe sê wat ek weet dat deur Jahwe is ek genees. Soos bonatuurlike genesing van fisiese, emosionele en geestelike toestande.
wat verder gaan as wat medisyne kan veroorsaak. Hy sê Maar ook gawes. die gawes om vir iemand hande op te lê en te sien dat jy weet 'n bid en genesing. En die van julle wat my getuienis geluister het en gehoor het rondom Indië en wat ek daar beleef het, en spesifiek die een wat by my opkom is die een van die man wat Praat jy van een met by die die hartsituasie, ja. hartsituasie. Ja, en agterna, ek het vir die tolk gesê, sê vir hom om terug te gaan na sy dokter toe en die verslag te gaan kry van wat het hier gebeur, en die verslag het deurgekom om te sê, hulle weet nie wat het gebeur nie, maar dit wat fout was, is daar nie meer nie. Is nie meer so nie, né? Yes. En dit vat doeteenvoudig net doodgewone gehoorsaamheid. Dit is nie enigiets anders nie, is om doodeenvoudig te sê, jy het 'n hartprobleem, ek bid vir jou, ek lê my hande op jou, wees genees, verseël daai genesing en sê, verklaar, dit is so, en onthou om dankie te sê, Vader, dankie dat U hierdie persoon genees, so in 'n neutedop, so vinnig na daardie gawe waarna ons kyk. Dan het jy die werking van wonderwerke, dis bonatuurlike ingryping wat natuurlike reg oorheers. Vertel gou vir ons daai ene wie jy die wolke aangespreek het. Nee, dit doen ek nogal gereeld, maar my kinders het altyd gelag as ons met vakansie was en ons was bietjie baie in die son en ons het die effek daarvan gevoel, dan sal ek baie keer sê, ons kan nou doen met 'n dag van bietjie reën of so. En dan sal ek na die wolke kyk en dit aanspreek, en dan die volgende dag, die volgende oggend as ons wakker word, dan reën dit. Dan sal ons lekker gerus het en dalk 'n tweede dag ook lekker gerus het, en dan sal ek sê nee, dis nou weer tyd vir son. Dan sal ek die wolke aanspreek en sê ons wil nou son hê. Die volgende oggend as ons opstaan, dan is die son daar. So ja. Dis net 'n kwessie van, weet jy wat, mense wil eintlik hierdie tipe van ding hê van, die hemel moet oopgaan, 'n vinger moet na jou wys en sê, jy doen die volgende. Dis nie die waarheid nie, is hoor wat sê Vader vir jou, spreek dit uit in geloof en doen dit. Ja, ek wil vir jou sê, jy moet 'n verhouding hê en jy moet sy stem kan hoor om te weet, is ek nie besig dalk met witchcraft nie. Dit is ook so, jy gaan alles meet aan die Torah, want nou, weer eens, jy moes sien, dat die Torah, die woord gegee, die reëls is gegee, en die werk is gegee, en altyd is op Shavuot, so die Torah en die Gees is gelyk aan mekaar, is gelyk aan, verstaan jy kan nie die Torah sonder die Gees doen nie, en dis presies wat Paulus eintlik bietjie later dan vir ons verduidelik. Dan kom ons net gou-gou by die gawes van spraak, of dis die uitingssprake, gawe. Dit gaan oor, dis Jahoua se stem deur sy volk. Kom ons kyk wat sê hy. Die gawe van profesie. Dit is wanneer jy die hart en die gees van Elohim spreek, om die gemeenskap te versterk, op te bou, aan te moedig en te vertroos. Die profesie in hierdie sin is nie hoofsaaklik voorspelling nie, maar 'n openhartigheid, om Jahoua se perspektief in 'n situasie te verklaar. Met ander woorde, dis nie die sterrevoorspelling nie, weeslik nie. Dis om Jahoua se perspektief in 'n situasie te verklaar. Daai insig te hê, van wat is nou hier besig om te gebeur, en hoe vat ons dit om sin te maak daarvan, en om uit die chaos uit orde te skep. Ja, heeltemal so. En dit is so belangrik. Die tweede een van daai gawes is tale, om in 'n ongeleerde taal te praat, of dit nou 'n bekende menslike taal is, of weet soos wat hulle daar by Sinai en by Handelinge 2 gehad het, of in 'n geestelike gebedstaal. Nou ek wil vir jou hierdie ding verduidelik. Weet, daar's baie mense wat gou vir jou sal sê, ja nee, maar hierdie is gibberish. Dis nie bekend, weet, dis nie bekende tale nie, daarom wat jy doen is ons. Ek moet vir jou sê, dit is ook so, dat daar is valse tale, daar is valse geestelike tale, dit is so, maar ek wil ook vir jou sê, daar is 'n gebedstaal wat jy het, en jy kry dit is soos wat die Ruach dit vir jou gee. Wat doen Paulus? Hy sê, ek bid meer in tale as julle almal. Okay?
Maar weet jy wat, as daar nie iemand is om dit te verklaar nie, dan is dit so goed asof niemand niks gesê het nie. Maar, laat ek ook vir dit sê, en ek weet iemand se Smith Wigglesworth het baie in tale gebid en dat hy die uitleg ook gegee, wat volg daarop? Dit wat jy gehoor het, wat jy in 'n gewone taal uitgespreek het dit tot uitvoer gekom. So dis wat die tale is. So as ek nou byvoorbeeld sou gaan, en die volgende wat met hom verband is, die interpretasie van tale, dis die bonatuurlike om die betekenis van 'n taal in 'n gemeenskapse taal oor te dra, sodat die hele vergadering opgebou kan word. Die interpretasie en die tale saam is gelyk aan profesie in die uitwerking in die gemeenskap. Nou kom ek sê vir jou so, ek het dit al gesien, jy weet, dat iemand sal in doodgewone Afrikaans praat, maar daai persoon hoor dit in Japanees. Jy weet, so, hoor jy wat ek vir jou sê, dit is onder andere die interpretasie. Nie net jy het iemand gehoor in 'n brabbeltaal praat, of gibberish, of wat jy dit ook al wil noem nie, en nou kry jy die uitleg daarvan nie, want dit kan uitgeleef word. Die geheim is, as dit nie uitgeleef word nie, moet dit liewerste nie sê nie, moet dit liewerste nie doen nie. Maar ek wil werklik vir julle sê, jy begin om 'n gees van onderskeiding ook te hê, om te weet, ek het baie keer in die kerk gesit en dink ek, hierdie is so uit vlees uit, dit is so 'n counterfeit spreek in tale. Jy sal dit, jou gees stel dit op, jy weet dit net eenvoudig, maar ek wou nou uitgewys het op die vorige skyfie, dat hoekom het ons gesê, hoekom is die uitstorting van die Ruach? Waarvoor? Sodat al hierdie 3 kategorieë wat ons nou uitgewys het. En hierdie laaste een was sodat jy die stem van Jehovah kan hoor en namens hom kan praat. Dis presies. Jy is sy stem. Ja. Neem die verantwoordelikheid daarvan. Né? Wat is daai ding wat ek vir jou vroeër gesê het? When you enter the room. Né? Ja. Enter as if Hashem is entering. Asof Jehovah, asof hy hierdie kamer betree. Dan sê jy weet. Jy moet leer om in vertroue te kan sê, weet jy wat hoor ek die Ruach nou sê? Dan sê jy dit. Moenie dink, ek wil liewerste nie dit sê nie, kan ek net asseblief, jy weet, 10 verse en 15 boeke en nog ander mense hoor wat dit sê nie. Ek gaan vir jou dit sê, een van die dinge wat ek vir jou wel wil sê is, ja, ek gaan kyk na ander leraars, en dan kom ek agter, ons almal sê hierdie week sê ons almal dit. Dis soos daai ding wat ek net gesê het, van net voordat ek gaan slaap het. Maak jou oë toe, sien hierdie. Wat hier, daai ou sê dit ook. Een gees. Gaan kyk daarna. Moenie skaam wees nie, moenie bang wees om te toets of dit die Ruach is al dan nie. Al wat jy regtig hoef te doen is, Vader, as hierdie nie van U is nie, vra ek vergewe my. Maar aan die ander kant wil ek vir dit sê, as hierdie van U af is, U woord is soos 'n hamer, U woord is soos vuur. Stuur dit in. Laat dit doen soos wat U gesê het dit sal wees. Laat dit gebeur. Goed. Hierdie gawes kan ek nou vir jou sê is regtig nie net historiese interessanthede nie, want dit is nou ongelukkig wat baie mense ook vir jou gaan vertel, né? Die vraag is, hoe lyk hierdie goed prakties in my en jou lewe vandag? Jy weet nie wat is goeie werke sonder dat jy die Torah ken nie, en jy het nie die krag om daardie goeie werke te doen sonder die Ruach nie. En daar is nie 'n konflik tussen die Ruach en Jehovah se gees nie. Dis dieselfde Elohim wat albei gee. Ons moet dit tog verstaan. Daai gawes is vir vandag. Né? 4 beginsels hier wat hierdie uitkom. Die Ruach is nie teruggetrek nie, is nie weggeneem nie. Die Joël se profesie is nog steeds van toepassing. In die laaste dae sal ek my gees uitstort op alle vlees. Dis 'n belofte wat steeds vandag nog vervul word. Die Brit Chadashah is nie 'n vergange gebeurtenis met wat afgesluit is toe die laaste apostel dood is nie. Nee, dis 'n voortgaande, aanhoudende werklikheid. Die Ruach word steeds uitgestort. Die gawes word steeds uitgedeel. Die vraag is nie of hulle beskikbaar is nie. Die vraag is ek en jy geposisioneer om hulle te ontvang en uit te oefen? Toets dit bietjie in jou situasie en kyk of dit so is. Wat hoor jy en verklaar die ding oor jou situasie?
So, my gawes werk binne die Torah raamwerk. 1 Tessalonisense 5 vers 21 sê, toets alles, hou vas aan wat goed is. Dit is jou maatstaf vir die toetsing van die Torah. Jy moet aktief betrokke wees, dis deel van jou wandeling, dis deel van ek stap van Pesach na Sinaï, nee, ek toets hierdie, ek raak ontslaaf van wat nie van die Vader is nie, en ek neem alles wat van hom is. So, dis jou meetsnoer, dis wat jy gaan doen, nee? Hou op om gevoel in hierdie ding in te trek. Gevoelens het regtig niks daarmee te doen nie. Dit gaan oor, dit wat Jehovah sê, is dit wat dit is. Dis hoe dit werk. En dis wat jy moet bepaal in elke situasie. Kom ons kyk na die derde punt hierso. Hy sê, liefde is die regerende atmosfeer. Yeshua het gesê, as julle my lief het, hou my gebooie. Hoe eenvoudig is dit? Paulus praat weer daarvan in 1 Korintiërs 13, né? Hy kom so tussen die onderrig van sy gawes en praat hy oor die liefde, die liefde, die liefde. Van kyk na die praktiese riglyne daarvan. Dis nie toevallig dat al hierdie goed bymekaar is nie. Sonder ahava, sonder liefde, is al hierdie gawes wat jy het, net hulle waai. Onthou net, en dit kom by my op nou, is dat Yeshua het baie duidelik vir ons in Matteus 7 gesê, nie almal wat my sê, meester sal die koninkryk ingaan nie, maar die wat die wil van my Vader doen, maar die wat die Torah van my Vader doen. Is dit duidelik? Sommige sal sê, het ons nie in die naam geprofeteer, het ons nie in die naam duiwels uitgedryf en groot kragte gedoen nie. Hy sê, gaan weg, jy het nie die Torah toegepas nie. Ek kom vir jou in kort. Jy kan gaan kyk of ek korrek is. Jy mag my korrigeer as ek verkeerd sê. Jy moet net weet, dat jou vierde punt hierso is, jy het 'n verantwoordelikheid en 'n verantwoordbaarheid teenoor jou gemeenskap en jou disippelskap, die disippels onder jou. Die gawes werk deur die gemeenskap. Jy kan hulle nie in afsondering ontwikkeling nie, jy kan hulle nie weet in die geheim beoefen nie. Die gemeenskap waarin jy is, dis jou toetsterrein, dis jou oefenterrein en dis jou verantwoordbaarheidsstruktuur. 2 of 3 profete spreek, die ander weeg dit op. Genesingsgebed gebeur binne die konteks van gemeenskap, nie net in hierdie private charismatiese byeenkomsie nie, né? Dit is die patroon van Shavuot. Die Ruach het op die hele gemeenskap saam wat so saam vergader was, het hy gekom. Nie geïsoleerde individue nie. Die gemeenskap is die houer van daardie gawes. Eendragtigheid. Dis hoekom ek so klem opgelê. Ja. Die Torah en die Ruach is die hele persoon van Jehovah. Hoor mooi. Romeine 8 vers 3 en 4, want Jehovah het gedoen wat die Torah verswak deur die vlees nie kon doen nie, sodat die regverdige vereiste van die Torah vervul kan word in ons wat nie volgens die vlees wandel nie, maar volgens die Ruach. So ons beweeg nou na afsluiting toe, jy het al seker gewonder, hoe praat ons so lank, maar weet jy wat, ons kan nie anders nie, ek doen eerder wat Vader vir my sê, en vertel jou alles, is dat ek enigiets gaan afskeep. Goed, kom ons kyk, wat sê hy daar? Hy sê daar, in weet die prentjie wat jy gesien het, dat die Torah plus die Ruach is gelyk aan Shalom, aan vrede. Het is nie net vrede in 'n sagte sin nie, maar het is die vrede in die volledige Hebreëse sin. Heelheid, volkomenheid, alles op sy regte plek, niks ontbreek nie, niks is gebroken nie. Dis wat Romeine 8 vers 3 tot 4 vir jou sê. Daar's 'n magnifieke presiesheid aan dit. Hy sê, wat vir die Torah onmoontlik was, nee, wat vir die reël nakoming onmoontlik was, nee, hy sê wat vir die Torah onmoontlik was, omdat dit kragtig is deur die vlees, dit het Elohim gedoen, sodat die regverdige eis van die Torah vervul kan word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So let op wat sê Paulus nie. Hy sê nie dat die regverdige eis van die Torah is deur Yeshua vervul, sodat ons nie hoef te worry oor die Torah nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê dit word in ons vervul. Diegene wat na die Ruach
wandel. Wat sê hy? Die Torah se eise is bedoel om in my en jou lewe vervul te word. Deur die Ruach kan dit, né? Dis presies by die eerste Shavuot, by Sinai, het Jahwe die reëls gegee. Hy het sy standaard van geregtigheid gegee. Hy het gesê, dis hoe verbondsmense leef. Hier is die padkaart. Maar hier by hierdie tweede Shavuot, nee, Handelinge 2, sê hy, ontvang die krag om dit behoorlik te kan doen. Hy het die Ruach HaKodesh gegee om daardie reëls op die hart te skryf, om die bonatuurlike vermoë te verskaf om daar binne te wandel. Jy kan nie die een sonder die ander nie. Nee? As jy die Torah gaan doen sonder die Ruach, dan gaan jy wettisisme verval. Dan gaan jy wees soos die Sanhedrin wat hoor, maar nie hoor nie. Hulle uiterlike inskikkelikheid, nee, word 'n innerlike hulle uiterlike inskikkelikheid sonder innerlike transformasie. Vader sê dit is nie goed nie. Maar die Ruach sonder die Torah gaan omsit in emosionele of emosionalisme, as ek dit so kan noem. Ek weet, ek voel net, maar geen Torah nie. Daar's niks waarin ek dit kan meet nie, ek moet net Praat sommer van die eri-feri. Ja, Ons is so besig met die eri-feri profesieë en goed. Ons wil tog net op die wolkies wees en die harpies speel en ja. Dus met ander woorde, dit is gebaseer op kragtige gevoelens sonder Ja. morele rigting. Saam produseer hulle wat Yeshua voorbeeldig geleef het, né? Met ander woorde, die Torah en die Gees. Hy het voorbeeldig dit geleef. Hy het 'n lewe van liefde gehad, 'n lewe wat afgesonder tot Jahwe is, in eenheid met hom, 'n lewe in krag wat duidelik en oortuigend na die Elohim van Israel verwys. Dis hoekom ek en jy gered is. Dis hoekom ons gered is. Ek weer vir jou daar. Dit sê dit vir jou duidelik. Want die Torah en die Ruach saam is gelyk aan Shalom. Die roeping van Shavuot op jou. Ons moet tog daaroor praat. Ken die Torah, nie net as die wet nie, maar as die liefdestaal van Jahwe wat op jou hart geskryf is. Baie belangrik. Wees vervul met die Ruach, soek sy gawes, wandel in vrug, bid sonder ophou. Leef soos Yeshua geleef het, Torah getrou, Torah nakomend, Torah vertrouend, Ruach bemagtig, liefdevol teenoor jou naaste. Selfs die Fariseërs in jou midde. Werk in jou gawe. Hy sê Shaul sê vir Timoteus, hy sê, stir the gift up that is in you. Nou jy moet daai stir up that gift, moeilik om in Afrikaans te probeer verduidelik, maar jy verstaan wat ek jou sê, vir die opbou van die gemeenskap, nie net vir jouself nie, werk in jou gawe, dis waarvoor ons geroep is. Kyk vorentoe, want die Brit Gerasha is nog nie afgehandel nie, die Messias gaan nog kom, en hy gaan onder ons woon. Dit was 'n mondvol. Dit was 'n hele klompie dinge. Ek hoop hierdie inligting het regtig vir jou iets beteken. Ek vertrou regtig dat jy iets hiermee kan maak en dat dit jou so maak dat jy begin beweeg soos wat jou wil hê moet beweeg. Wat jy kan gaan en sê, Vader, maar Yeshua het vir ons, en ek dink dit is in Johannes 7 gesê, hoeveel te meer sal Vader nie die Ruach HaKodesh gee wie hom vra nie. En dit is my gebed, Vader, soos wat ons hier gaan afsluit met hierdie lering, is dat elkeen sal vra dat U die Ruach HaKodesh in die volheid sal gee, sodat ons die Torah in volheid kan verstaan en leef en beleef, sodat ons die volledige Shalom, wat vir U belangrik is volgens die hoëpriesterlike seën wat U sê, U sal kom en U sal vir ons Shalom gee, deurdat U naam ook op ons geplaas is. Vader, ons wil vra, dat soos wat elkeen
die Ruach ontvang het in daardie Maasai 2, dat die volheid daarvan op elkeen van ons wat ingeskakel is en die wat nog gaan inskakel sal kom, dat Ruach HaKodesh leiding en rigting sal gee en ons herinner aan alles wat Yeshua gesê het en ons leer hoe om u woord na te kom en uit te voer. Ek bless hierdie vergadering dat hulle die gees van wysheid, die gees van insig, die gees van raad, al 7 die manifestasies van die gees op hulle sal kom en dat hulle dit sal uitleef en dat hulle dit kragtig sal ervaar, want u het bedoel dat dit ons deel sal wees. U wil hê dat ons voor u moet verskyn. En ons dankie daarvoor, ons dankie vir hierdie woord, ons dankie vir dit wat u in elkeen van ons se lewe doen, en ons doen so in die naam van ons Messias, Yeshua. Amen.